Ek wil jou terugvat na die boek van Handelinge 2. Lukas wat die boek van Handelinge skryf en hierdie goed is gedokumenteer en neergeskryf vir my en vir jou sodat ek en jy dit sal verstaan. Mense dink om te sê ek is geesvervuld, dit maak my 'n superhuman. Mense dink om te sê dat mense gaan meer respek hê vir jou as jy sê ek is 'n geesvervulde persoon van God. Die begeerte van God is dat ons geesvervuld moet wees. En Petrus het opgestaan nadat hy gevul is met die Heilige Gees, nadat al die mense daar van verskillende streke daar is, begin hy om te praat in tale en hulle verstaan dat hy besig is om vir hulle te vertel van die grootheid van God. Hy is besig om hulle te vertel dit wat gebeur het, die vrymakings en die verlossingswerk wat daar gedoen is vir my en vir jou, sodat ons kinders van God kan wees. En dat God ons wil toerus op hierdie aarde om sy hande en sy voete te kan wees. God gee vir ons die hemelse toerusting, sodat ek en jy kragtig kan wees. Sodat ek en jy kan opstaan en ons die evangelie vrylik en met boldness kan verkondig, soos wat ons gedoen het die afgelope ruk. Sien, God wil nie ek en jy moet een kant sit en sê ek is geesvervuld, maar daar is nie 'n beweging in jou nie. Die proef is in die pudding. En ek wil vanoggend vir jou vat deur Petrus, deur daai eerste Pinksterdiens wat hy gedoen het. En ek wil dit vir jou verduidelik vanoggend. Want daar's mense wat vir jare lank in die kerk sit en sê, maar ek het nooit geweet nie. Ek het gedink dit is reg, dit wat ek weet. Kind van God, mag hierdie woord jou vandag omkeer. Mag hierdie woord vandag vir jou anders te wees. Petrus vertel hulle en hulle kom tot bekering en mense hoor die woord. Hulle vra eintlik, is hierdie apostels onder die invloed van drank? Want hulle praat dan in 'n taal wat van 'n ander dialek, van 'n ander streek, maar ons kan hoor wat hulle sê, ons kan hoor getuig. Min het hulle geweet dat die belofte van die vervulling van die Heilige Gees, jy sal krag ontvang om my getuie te kan wees, gebeur het. En dis hoekom hulle begin om te getuig, sodat elkeen kan hoor. Daarom is dit baie belangrik dat ek en jy sal weet vanoggend, voordat jy sê ek is 'n geesvervulde persoon, getuig jy. Is jy besig om die evangelie te verkondig, want dis hoekom die Heilige Gees ook in jou lewe is. Om vir my en vir jou daai krag te gee om met boldness te kan opstaan en te kan sê, die Here is my koning. Te kan sê, hy het jou lief, hy gee om vir jou. Hy wil jou naby aan hom hê. Jy sien, ons dink dit wat effort, ons dink die algemeenste verskoning wat ons het. En hy sal so 'n holrig gery om te sê, wat gaan mense van my sê? Kom ek vertel vir jou. As jy geesvervuld is, gee jy nie om wat mense sê nie. Want ek is gehoorsaam aan God. Ek hoor die hartklop deur die Gees van God en ek gee nie om wat mense van my sê of van my dink nie. Kom ons kyk wat sê Petrus vir hulle toe hy met hulle preek. Handelinge 2 vers 37 tot 41. Nadat Petrus hulle vertel het wat het Jesus Christus vir hulle gedoen het en elkeen van ons weet dit. Jy weet hy het gesterf vir jou sonde. Jy weet hy het jou skoon gewas. Jy weet hy het jou skuld en alles, hy skaamte, die dinge wat jy verkeerd gedoen het, het hy van jou al weggevat. Petrus se woorde het hulle diep geraak. Hulle het toe vir Petrus en die ander apostels gevra, geagte volksgenote, wat moet ons doen? Wat moet ons doen om die krag te kan hê? Wat moet ons doen sodat ons lewe kan verander? Wat moet ons doen? Want dit is nie goed genoeg net om te sê ek is geesvervuld, maar daar's geen getuiging in jou lewe van dit nie. Daar is geen vrug in jou lewe van die Heilige Gees nie. Daar is geen gawe wat opereer in die gemeente van die Heilige Gees nie. Vra, wat moet ons doen? Petrus antwoord hulle, kom tot inkeer, bekeer julleself en maak reg met God. Vanoggend wil ek vir jou sê, wanneer jy geesvervuld wil wees en jy smag daarna, bekeer jou van jou verkeerde weë. Raak ontslaaf van die sonde, raak ontslaaf van die idols in jou lewe en maak jou saak met God reg.
God kan net werk met 'n persoon wie se saak reg is met hom. 'n Persoon wie se liggaam 'n heilige tempel is vir die werking van die Heilige Gees deur hom. Laat julle in die naam van Jesus Christus doop, sodat julle sonde vergewe kan word, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang, as 'n geskenk. Ek wil dit vir jou so verduidelik vanoggend. Ek en jy sonder Jesus Christus is besig om die pad te loop. En terwyl ons loop in sonde, is die loon van die sonde die dood. Dis waarheen ek en jy op pad is as jy sonde in jou lewe het. Ek draai nie doekies vanoggend om nie. Ek glo nie Petrus het doekies omgedraai met hulle nie. Ek wil vir jou vertel, dis 'n bekeringsdiens vanoggend. En die Here wil hê jy moet omdraai van dit af. Die loon van die sonde is die dood, dit lê voor jou. Die Griekse woord metanoia praat die volgende. Hy sê wanneer daar die Here in jou lewe inkom, wanneer jy 'n ontmoeting het met hom, wanneer die Gees van God in jou lewe inkom, is daar 'n 180 grade omkeer. Ek kan nie weer aanploeter so nie. Daar is 'n omkeer en nou begin ek wandel met 'n nuwe doel voor my, die ewige lewe. Maar daar's dinge wat moet gebeur in my lewe wanneer ek omkeer 180. Ek moet ontslae raak van die sonde. Dit kan ek nie saam sleep nie. Ek raak ontslae van daai sonde, dan begin ek my stap loop. Metanoia sê vir ons dis 'n 180 grade omkeer, heeltemal in 'n ander rigting in. En dan die volgende Griekse woord, epistrefo. Dis 'n pad wat ek begin stap en dit beteken om die leer te begin klim. Die leer te begin klim en toe te laat dat die Heilige Gees wat lewendig in my is, my te begin verander, dat ek soos Jesus kan wees. En dis wat Petrus vir hulle sê, hy sê bekeer jouself, draai om, dan begin die gehoorsaamheid aan die woord van God. Nie om jou te embarrass word gedoop nie. Om gedoop te word gaan jou nie in die hemel bring nie. Gedoop te word is die eerste trappie van die leer om te begin om op te klim om soos Jesus te begin word. Wanneer jy die tweede stapie opklim, dan kom die Heilige Gees en hy word lewendig in jou en jy begin om te lewe volgens die Gees van God. Jy sien, die Gees van God is vir my en vir jou gegee om ons te oortuig van sonde. As die Gees van God in jou woon, kan jy nie sonde in jou lewe goedkeur nie. Want die Heilige Gees is vir my en vir jou gegee om ons te lei in geregtigheid, om ons te oortuig van sonde, om ons te vertel wat is die waarheid, om ons te leer wat is God se wil. Dink jy God wil hê jy moet sonde in jou lewe hê? Ek glo nie so nie. Ek dink nie dit is wat God wil hê nie, want hoe kan God my gebruik as ek dan nog vashou aan hierdie sonde wat daar is? So die Heilige Gees is vir my en vir jou gegee. En dan jou volgende tree is, jy begin om te werk in die gawe van die Heilige Gees. Jy laat toe, wanneer die Here vir jou sê, bid vir die persoon, dan tree jy uit met boldness, nee, ag Here asseblief, ek wil nie. Ek kan nie, of wat gaan mense van my sê, luister ek wil vir jou sê, doen ondersoek en kyk of die Heilige Gees in jou lewe is. Want as die Heilige Gees daar is, dan stap jy uit onverskrokke. Jy gee nie om wie wat sê nie, man, die Here het vir my gesê, gaan bid vir daai persoon. Ek wil vir jou sê, mense gaan dit nie maak in die hemel nie, omdat hulle nie Gees vervuld is nie. Dis die bottom line. Jy kan omkeer en jy kan sê, hier is waar ek stop. Miskien gaan ek dit maak in die hemel, en ek wil jou herinner aan 'n skrifgedeelte. Jesus sê, daar's mense wat gaan uitroep en sê, maar ek het siekes genees, ek het demone uitgedryf, ek het dit gedoen, en Jesus gaan vir jou sê, gaan weg, want ek ken jou nie. Hoekom sal? Want jou verhouding was nie daar nie. Jou gehoorsaamheid was nie daar nie. Jy was nie besig om te begin in die opdrag wat die woord van God vir ons sê nie, om te begin, om te lewe en te strewe na heiligmaking soos Jesus Christus. So ek klim, elke keer het ek 'n trappie wat ek moet klim, ek kan nie stil staan nie.
Ek begin om te werk met die gawes van die Heilige Gees. Die gawe van die Heilige Gees is gebring vir die gemeente, om die gemeente te stig en op te lig en te reinig en om mekaar te bemoedig en mekaar te kan bedien. En vanoggend wil ek dit tussenin gooi, wat se gawe bring jy na die gemeente toe? Ek is geesvervuld pastoor. Goed en wel, jy's geesvervuld, jy weet dit. Waar is die gawe vir die gemeente? Nee, maar ek weet nie wat is my gawe nie. Hoe kan jy nie weet wat is jou gawe as die Here vir jou gevul het met die Heilige Gees en die Heilige Gees gaan vir jou wys wat is jou gawe? En jy sal begin om te funksioneer in die gawe. Ek sal begin profeteer, ek sal begin spreek in tale, ek sal begin om vir mense te bid vir genesing, ek sal 'n woord van bemoediging hê, ek sal 'n woord van wysheid hê, ek sal 'n woord van kennis hê, ek sal liefde in my hart hê vir ander mense. Jy sien, hoe meer jy dit doen en hoe meer jy uitgee, hoe nader kom jy aan God en hoe meer raak jy gevorm soos Jesus Christus. Dis wat Petrus vir hulle sê. Hy's besig om vir hulle te verduidelik. Dit is nie net goed genoeg om te sê, ek het my hart vir die Here gegee en ek is okay nie. Ek kan nie vir jou 'n belofte gee, jou lewe is okay nie. Net jy kan, want net jy weet wat jy in jou lewe doen. Net jy weet wat is in beheer van jou lewe. Hy gee die belofte. Hy sê jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, soos wat ons gedeel het in Woensdag en Donderdag aand. As jy die gawe van die Heilige Gees ontvang, dit is 'n pakket. Die gawe is nie apart en die Heilige Gees is apart en die vrug is apart nie. Dis 'n pakket wat binne in jou woon, die DNA van God. Die derde persoon van die drie eenheid is die een wat binne in my en jou woon. En as hy mag en autoriteit gehad het bo in die hemel en onder op die aarde en in die dieptes van die aarde, dan het jy mag en autoriteit om ontslae te raak van die sonde waarin jy so graag wil vashou. Dit is tyd dat die kerk wakker word. Dit is tyd dat die kerk begin om die kerk te wees. Iemand stuur vir my 'n boodskap. Hy's op hierdie stadium in Ghana. Hy sê, weet jy wat, ek wil jou net sê, ek was vandag by die Methodiste kerk in Ghana. Daar's 6000 pastore in Ghana. Die regering luister na die kerk in Ghana. Ons het toegelaat dat foffies kom en ons het toegelaat om te sê, ons is sogenaamde Christene, die regering luister nie meer na die kerk. Die regering wil die kerk stil maak. Hoekom? Want die kerk het die waarheid, die kerk het die krag, die kerk het die mag en die autoriteit om 'n verskil te maak in mense se lewens en hulle wil die kerk stil maak. En van dit is ons skuld. Want ek en jy is geesvervuld, maar ons begin nie optree met autoriteit en gesag en mag nie. Ons doen nie, ons laat dit maar net verbyglip. Ons laat dit maar net, jy beïndruk nie iemand as jy sê jy is geesvervuld, maar daar's nie 'n gawe en vrug nie. Hoor wat ek vir jou sê vanoggend. Dit is hard. Petrus het hard gepraat met die mense, want hulle moet tot inkeer kom. Maar ek moet hard praat, want ons moet op besluit kom en sê, waar is die kerk? Sit ons in die gebou en ons gee nie om nie, waar is die kerk? Kind van God, dit lê so swaar op my hart vanoggend. Dat as jy in 'n posisie staan in 'n gemeente, dan moet daar 'n gawe wees in daai gemeente, dan moet 'n vrug wees in jou lewe, anders is dit net so cold. Verskoon die woorde. En julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Vir die gawe om te kan werk in jou lewe, moet jy gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. Jy moet doen dit wat die Heilige Gees van jou vra. En dan sal die gawes werk. En dan sal die vrug in jou lewe wees. Hy gaan verder. Petrus sê vir hulle, hierdie belofte is bedoel vir julle en julle kinders en selfs die nie-Jode. Ek en jy is nie uitgesluit nie. Hy sê jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ek en jy is nie 'n Jood nie. Maar ons is ingeënt in die wingerd in. Ek en jy is ingeënt in die wingerdstok in. So jy sal die gawe ontvang. Jy sal die Gees ontvang.
Almal wat die Here ons God nader. Petrus het nog lank aanhou getuig en 'n ernstige beroep op sy hoorders gedoen. Laat julle red uit hierdie afgedwaalde geslag. Kom tot inkeer. Draai om. Lê dit agter jou en begin om die leer te klim, sodat God jou kan gebruik. Die wat Petrus se boodskap aanvaar het, is gedoop en het die lede van die kerk geword. Hulle was so 3000. Petrus se woorde het hulle diep geraak. Kind van God, ek naboots nie vir Petrus nie, maar ek wil hê vandag mag hierdie woorde jou diep raak. Daar is 'n tyd wat ons moet stop met die speel. Daar is 'n tyd in hierdie eindtyd waarin ons gaan, wat mense die kerk nodig het. Daar moet 'n erkenning wees en ons moet skuldig staan voor God en 'n redding soek by hom. Keer my om, Here. Ek het dalk nog nie laat gaan nie. Ek smag na die strewe en die werking van die Heilige Gees. Ek smag daarna om die liggaam tot vervulling te bring binne in die kerk met my gawe. Sodat wanneer mense instap, dan kan hulle sien wonders en tekens is besig om te gebeur, maar dit gebeur nie in die kerk nie. Hoekom? Miskien gee ons voor. Miskien is ons besig om net voor te gee wie ons eintlik werklik is. Jy kan voorgee, maar jy gaan nie voor God kan voorgee nie. Daar is 'n dag wat ek en jy verantwoording gaan moet doen. En nie een van ons gaan dit ontglip nie. Nie een van ons gaan wegkom daarvan nie. Weet jy wat gaan God jou vra? En hy kyk reg hier binnekant jou in. Jy gaan niks kan wegsteek vir hom nie. Hy gaan weet as jy vir hom hy gaan vir jou vra, ek het jou die Gees van God gegee. Wat het jy gedoen met jou gawe? Waar was jou gawe betrokke by die gemeente? Waar was jou gawe betrokke in ander mense se lewens? Wat gaan jy vir hom sê? Ek het 'n attitude aangeneem van die volgende. Mense het so baie verskonings. Meer verskoning oor dit en 'n verskoning oor dit. En miskien vanoggend het jy 'n verskoning ten opsigte, ag pastoor, jy weet, luister, spaar jou verskoning, want ek het hom nie nodig nie. Jy gaan hom vir God moet gee. Daai verskoning, hoekom ek nie dit kan doen nie, daai verskoning, dit raak my nie. Ek leer vir jou en ek vertel jou wat is die waarheid. Jy gaan voor God staan en hy gaan vir jou kyk. En miskien sal jy die woorde hoor, maar gaan weg want ek ken jou nie. Gaan vir jou 'n hartseer dag wees en daar is geen verandering wat in jou lewe kan kom nie. Toe hulle sê, wat moet ons doen? Toe hulle herkenning wat sê, ons is skuldig. Ons erken ons het gefouteer, maar wat moet ons doen om dit reg te stel? En Petrus verduidelik die hele proses, soos wat ek het vir jou verduidelik hier vanoggend. En 3000 van die hoorders kom tot bekering. Hulle maak 'n 180 grade omdraai en hier skielik begin die kerk ontplof. Hier skielik begin die kerk om te werk. Hier skielik word daar net mense bygetrek en bygetrek en bygetrek. Watter mense het jy al bygetrek deur jou gawe wat jy het? Hy sê vir hulle, kom tot inkeer. Verander jou leefstyl. Verander hoe jy nou tans besig is om te lewe. Dit moet 'n radikale verandering wees. Dan sê hy, laat julle in die naam van Jesus doop. Ja, maar pastoor, ek is reeds, het ek my lewe verander, alreeds is ek gedoop, maar die gawe funksioneer nog nie in my lewe nie. Het jy al gevra en gebid, Vader, wys vir my die gawe wat ek moet gebruik? Die doop is die sigbare bewys dat die gedooptes van wêrelde verwissel het. Jy het dit agtergelaat
En jy's in 'n nuwe koninkryk besig. Jy's besig met iets nuuts. En die loon van dit waarmee jy besig is die ewige lewe. Ons dink wanneer ons praat van die loon van die sonde is die dood en daar eindig dit. Ja, dit gaan daar eindig, maar daar's 'n lewe na daai dood. En weet jy waar gaan jy dit spandeer? Definitief nie in die teenwoordigheid van God nie. Gaan lees die skrif en hoor wat sê die skrif. Dis 'n plek wat nie aangenaam is nie. Dis 'n plek waar jy aanhoudend gepynig word, want jy word gepynig, jy word herinner aan die sondes en die ongehoorsaamheid van God. God is regverdig. As hy nie eers die engele gespaar het nie, dink jy hy gaan jou spaar as jy aangaan met sonde in jou lewe? Dan is hy nie regverdig nie. As jy volhard op hierdie pad, dan wil ek vir jou sê, daar's 'n moeilike tyd wat vir jou voorlê. As jy volhard op hierdie pad, en jy's besig om die leer te klim, het jy vrede en rustigheid in jou hart. Maak nie saak wat die wêreld teen jou gooi nie, die belofte wat hy sê, ek is in jou, ek is met jou, ek is saam met jou, en wie kan teen jou wees? Jy sien, ons raak moedeloos en ons raak benoud en ons raak panikerig, want ons is nie geesvervuld nie. Die Heilige Gees kan ons nie oortuig van wat Jesus ons geleer het nie, dat ek is meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus. En dan begin ons rondkyk soos Petrus en ons wil sink en ons wil uitroep, ag asseblief Here, waar is U? Wanneer jy onder hierdie nuwe wêreld inkom, dan sê jy vir almal, ek is onder die gesag van God. Ek het 'n nuwe koning in my lewe. Daar's 'n nuwe heerser in my lewe. En weet jy wat? Hierdie heerser het my die hemelse toerusting gegee om 'n lewe van oorgawe, 'n lewe van krag, 'n lewe van mag, 'n lewe van autoriteit te kan doen en om sy ambassadeur te wees sodat hy verheerlik kan word. As jy nie geesvervuld is nie, word jy nie aangekla as jy die verkeerde dinge doen nie. Want die Heilige Gees leer vir my en vir jou wat is reg. Is daai ding hier binnekant in jou wat vir jou sê, moet dit nie doen nie, moet dit nie doen nie, moet dit nie doen nie. Maar wanneer hy nie daar is nie, dan volhard jy met dit. Petrus noem wat is die gevolge vir diegene wat hulle bekeer en laat doop, sodat julle sondes vergewe kan word. Die doop is die uiterlike bewys van die radikale omkeer. Elkeen van ons wat hier so sit, as jy gedoop, wys die doop van 'n radikale omkeer. Het jy al verder gegaan as die doop? Het jy al begin smag na die Heilige Gees en die gawe van die Heilige Gees? Het jy al gesmag daarna om jou hemelse taal te vat en jy praat met die Vader en jy hoor die hartklop van die Vader? Julle sal die Heilige Gees as geskenk ontvang. Elke bekeerde gelowige ontvang die geskenk van die Heilige Gees. Ek het omgedraai. Hy het lewendig binne in my geword. Wat maak jy nou? Onderdruk jy hom? Maak jy hom stil? Vergeet jy van hom? Dit laat my dink aan die ouens wat die talente gekry het. Een persoon het 10 talente gekry en hy het gewoeker met dit. Ander een het 5 gekry en hy het gewoeker met dit. Die laaste een het die 1 talent gevat en hy het hom weggesteek. Hy het hom gaan begrawe want ek het gedink dit is nie so belangrik nie. God het my dalk die gawe gegee van diensbaarheid, maar dis nie so belangrik nie want ek wil profeteer. Ek wil spreek in tale. Daarom gaan jy en jy gaan vat dit en jy begrawe dit. God gaan vir jou rekenskap vra oor die gawe wat hy vir jou gegee het, net soos hulle moes rekenskap gee. As jy nog nie tot bekering gekom het nie, dan die eerste gedeelte van hierdie preek is vir jou om tot bekering te kom. En wanneer jy tot bekering kom, is daar 'n verantwoordelikheid van jou kant af om jou lewe te verander, die dinge agter te laat en vorentoe te beweeg en gehoorsaam te wees aan die woord van God, sodat jy 'n volmaakte persoon kan wees
wat werk vir hom. Die wêreld kyk na my en jou. Die wêreld kyk en sê, jy is 'n Christen. Dan draai hulle om en hulle loop weg en hulle sê, ek wil nie in daai mense se kerk wees nie. Ek het gister die geval gehad van die jong man. Ek is saam met Damien en ek sit saam met Damien en gesê, hy sê, jy weet pastoor, ek het baie respek vir julle. En so, hy weet, maar daar's pastore wat sê, gee my die geld, dan bid ek vir jou. Ek sê vir hom, wanneer iemand vir jou dit sê, vra vir hom, waar in die skrif sê die Here, gee vir my geld en ek bid vir jou. Kinders van die Here, maak dat die kerk magteloos is. Kinders van die Here, wat sê ons is geesvervuld, veroorsaak dat mense nie wil kerk toe kom nie. Vanoggend sê jy vir jouself, ek is gedoop in die Heilige Gees, 20 jaar terug, maar ek het toegelaat dat die Gees koud word in my. Hoe raak ek weer aan die brand? Hoe vernuwe ek weer hierdie brand hier binnenkant in my? Jy sien, wanneer jy tot bekering gekom het, en wanneer die Gees van God lewendig geword het hier binnekant in jou, jy wil vir almal bid. Jy wil vir almal vertel van Jesus Christus. Maar 10 jaar down the line, dan het jy koud geword. 10 jaar down the line, dan funksioneer hy nie meer in jou lewe nie. En die stem van die Heilige Gees is nie meer daar nie. En jy het 'n kerkstoel potato geword. Verskoon die woord. Ek is so lank op die pad. Ek het al vergeet van die basiese dinge. Ek het vergeet hoekom God my geroep het, hoekom God my lewe vir my omgedraai het. Ek het al vergeet van daai eerste vuur wat ek gehad het, toe ek so aan die brand was en ek nie kon stil bly nie. Help my vanoggend, hoe kry ek daai vuur weer aan die gang? En daar's baie mense wat sit, en daar's baie mense wat dit toegelaat het. En daar's baie mense wat gaan sê, ag nee, wat is okay, jy weet, ek gaan dit maar net so los. Maar ek bid vanoggend dat die Heilige Gees 'n roering maak hier binnekant in jou om te sê, Here, ek onthou daai dae. Ek onthou daai dae toe ek entoesiasties was. Ek onthou daai dae toe ek gejubel en gejuig het in my lofprysing en aanbidding. Maak nie saak wat die wêreld gesê het nie. Al het hulle die vuilste grappe vertel, ek het U geloof en geprys, want U is my God en ek steur my nie aan hulle nie, want ek is aan 'n ander wêreld. Ek kan onthou die tyd toe ek vir mense gebid het en hulle het genees geword. Ek kan onthou die eerste keer toe ek in my binnekamer is en ek bid en ek spreek in tale en daai warmte en daai gevoel kom oor my en ek weet ek sien die teenwoordigheid van die koning van die konings, maar ek het dit 9 jaar terug verloor. Moenie dit net al los en sê ek het dit verloor nie. God wil jou nog steeds gebruik. God wil jou nog steeds, hy wil hê dit moet weer warm word in jou. Hy wil hê jy moet weer connect en stay connected. Het jy al gevoel hoe irriterend dit is, as jy nie kan connect op jou wifi nie? Ek dink partymal is dit frustrerend vir God, omdat ons nie wil connect met hom nie. Die Gees is daar om te connect, maar ons sê nee. Jy sien, dis 'n keuse, dis jou besluit. Kom terug op die plek waar jou verhouding met God jou eerste prioriteit is. Vergeet van die ligsinnige grappies, vergeet van die rasisme, vergeet van die kritiek, vergeet van die negativiteit, vergeet om net die hele tyd te kla. Kom terug op die plek waar God jou eerste prioriteit is in jou lewe. Dan sal daai vuur weer begin brand, dan sal daai koeltjies weer begin gloei, dan sal daar weer 'n opgewondenheid kom, en daar sal 'n hitte en 'n warmte word, en dit sal begin borrel, en niemand gaan jou kan keer nie, want daai strome van lewende water gaan vloei, en wanneer daai strome van lewende water uit jou uitvloei, is daar mense wat wil kom drink van daai water, want hulle smag en soek dit wat jy het. Hulle smag en hulle soek daarna.
Hulle loop in hierdie wêreld, hulle loop in Randfontein rond en hulle soek strome van lewende water, maar ons is in die naam gees vervuld, maar daar kom niks hier binnekant uit nie. Wanneer gelowiges verkoud in hulle geloof, herinner die skrif dat die Heilige Gees nog steeds in hulle woon en dat hulle hom weer kan ervaar deur gebed, bekering en 'n nuwe oorgawe. Here, ek het sonde toegelaat in my lewe. Ek het toegelaat dat die dinge van die wêreld in beheer kry en heers oor u Gees. Maar ek het die hulp en die redding nodig. Kom help my. Die Bybel wys dat die Gees nie eenmalig ontvang word nie, maar dis 'n aanhoudende proses. Handelinge 4 vers 31 sê die volgende: nadat hy Gees uitgestort op Pinkster, het dit nie gestop en God het gesê, maar nee, die Gees is klaar uitgestort nie. Daar was nog 'n proses wat gebeur het. Nuwe bekeerlinge het nog steeds die Gees van God ontvang. Na hierdie gebed het die gebou waar hulle by mekaar was geskit en hulle is almal met die Heilige Gees vervul. En hulle het God se boodskap onverskrokke verkondig. Handelinge 4 vers 31. Dit is na Handelinge 2. God wil dit vandag nog doen. God soek vandag nog. Petrus en Johannes, nadat hulle die persoon genees het wat 40 jaar lank verlam was, wat op die tempelpoort by die tempel gesit het in die middag toe hulle gaan om te gaan aanbid, het in die tempel ingegaan nadat hy aangeraak is en hy het die Here begin loof en prys en hulle spreek uit in boldness en hulle sê, julle Fariseërs en Sadduseërs, dis julle skuld, Jesus is gekruisig. En hulle word gearresteer. En na 'n ruk word hulle vrygelaat as gevolg van hierdie persoon wat vir 40 jaar verlam is en getuig van die grootheid van God en die wonderwerk wat gebeur het. En hulle gaan terug na hulle huis toe nadat hulle is. En terwyl hulle op pad terug is na hulle huis toe, was die gelowiges eensgesind by mekaar besig om te bid. Ek wil dit vanoggend by jou laat indring. Hulle was besig om te bid. Ons moet bid sodat dinge kan gebeur. As ons biddeloos is, kan dinge nie gebeur nie. Ek het besef opnuut. En terwyl hulle besig is om te bid en Petrus en Johannes is daar, sê dit, en weer het die huis gebewe en weer het die Gees van God oor hulle gekom. Die Gees van God het nie net oor hulle gekom nie, maar weer oor Petrus en Johannes wat in die huis was. Dis 'n aanhoudende proses, kind van God. Daarom roep ek die kerk op, ons moet bid. Jy kan nie in 'n posisie staan waar jy mag en autoriteit het, maar jy is biddeloos en jy bid nie. Hoor my woorde vanoggend. Gebed het groot krag. En toe daai huis bewe en daai huis skud en die Heilige Gees is weer daar, dit was die gebed wat verhoor was. Hulle het die nodige hemelse toerusting ontvang om God se werk verder te gaan doen. Daar was nie die spreek van tale nie. Hulle meld nie die spreek van tale in daai gedeelte nie. Maar ek wil vir jou sê, dit wat dit wel meld is, onverskrokke kon hulle die boodskap gaan verkondig het. In hierdie gedeelte word dit bevestig, die krag wat ek en jy ontvang om die boodskap te gaan verkondig. Jy is nie skaam of bang nie, want dit is die Heilige Gees krag wat jou onverskrokke maak. Jy kan dit nie uit jouself uit doen nie. Handelinge 8 vers 14 tot 17. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die boodskap van God aanvaar het, het hulle Petrus en Johannes daarheen afgevaardig. Toe hulle daar aankom, het hulle vir die nuwe gelowiges dat hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want die Heilige Gees het immers nog nie op een van hulle gekom nie, want hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Tot bekering gekom. Hulle was gedoop, hulle het die begeerte gehad.
En hulle stuur vir Petrus en Johannes die apostels om te gaan help dat om vir daai mense te bid sodat hulle gevul kan word met die Heilige Gees. Petrus en Johannes het toe hulle op hierdie hande op hulle gelowiges gesit en hulle het die Heilige Gees ontvang. Sien, daar moet 'n begeerte wees. Daar moet 'n begeerte wees. Ek kan vir jou vanoggend sê, kom uit, ek wil vir jou bid vir die doping van die Heilige Gees, maar as die begeerte nie in jou hart is nie, kan ek bid soveel as wat ek wil. Jy moet surrender en sê, Here, ek soek, ek het daai begeerte, ek het daai honger en daai dors, ek het dalk afgedwaal, ek het koud geword, maar ek het daai honger en daai dors, ek wil terugkom op die plek waar die Heilige Gees kragtig binne in my is. Die Heilige Gees, die ontvangs van die Heilige Gees kom woon in jou die oomblik van redding. Dis 'n eenmalige gebeurtenis. Die vervulling is 'n deurlopende proses waar jy jou lewe aan hom gee en waar hy jou aanhoudend vul met sy Gees, waar hy jou aanhoudend gebruik, waar hy aanhoudend kom en jou leer, en jou bemagtig en jou sterker maak, waar hy aanhoudend kom en saam met jou die pad stap, sodat jy sy ambassadeur kan wees en sy kind kan wees. Efesiërs 5 vers 18 sê vir ons die volgende. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Raak ontslaaf van die sonde en word met die Gees vervul. Raak ontslaaf van die dinge van die wêreld en word geesvervul. God het 'n roeping vir jou. God het iets in stoor vir jou. God wil hê dat hier waar jy hierso sit, moet daar 'n werking wees van die Gees van God, 'n manifestasie sodat hierdie liggaam gebou kan word, sodat hierdie liggaam uitgebrei kan word. En solank ek en jy sit en ons sê ons is geesvervuld, maar dit werk nie so nie. Hoe gaan mense ons glo? As mense daar buitekant wat soek, as mense daar buitekant wat soek na tekens en wonders, en as ek en jy sê, ag, ek het nie die mag en die autoriteit nie, ek loop maar verby hierdie ou, ek gaan nie vandag vir hom bid nie, want hy is vuil en hy sit in die gutter. Mense kyk en hulle soek, en God gaan vir jou vra. Dis mense wat in die kerk sit vir 30 jaar en hy het nog nooit sy gawe gebruik het. Hy sal nooit weet hoe kragtig sou hy gewees het in die Here as hy sy gawe gebruik het nie. Dink net hoe die Here mense se lewens kan omkeer wanneer jy jou gawe gebruik in ander mense se lewens in, maar nee, ek sit terug. Ek wil dit nie gebruik nie. Ek is skaam. Wanneer Paulus praat in verse 5 vers 18 gebruik hy 'n voortdurende werkwoord vorm wat beteken, dit is 'n daaglikse gebeurtenis. Here, deur u Gees het ek wysheid nodig vir vandag. Here, wanneer ek Sondagoggend kerk toe kom, wat is dit wat u wil hê moet ek doen in die gemeente vanoggend? Moet ek iemand bemoedig? Moet ek vir iemand bid? Moet ek 'n woord of 'n getuienis kom gee? Here, wat ek is, en die Gees van God werk opnuut binnekant in jou. Hoekom? Want jy vra. Want jy vra. Sê die boek van Lukas nie vir ons, as jy vra, God sal vir jou gee, want hy gee vir jou die goeie dinge nie, want hy is 'n goeie Vader. As jy opstaan in die oggend, voordat jy jou tande borsel, voordat jy die make-up sit en jou hare straighten en voordat jy dalk vir jouself skrik as jy in die spieël kyk, Here, wat is dit vandag wat ek vir u kan doen? En daai Heilige Gees begin gesels. Want jy laat dit toe, jy surrender sodat hy kan toelaat. Dan stap jy in by die kerk in die oggend. En dit wat by die huis gebeur het en dit wat jou ongelukkig gemaak het, manifesteer nie in die kerk. Jy het blydskap en vrede. Jy het 'n rustigheid van die Heilige Gees gaan jou lei. Die Heilige Gees gaan vir jou sê wat dit is wat moet gebeur vanoggend. Wanneer 'n gelowige voel dat sy geloof afgekoel het, by die skrif 'n pad terug na 'n vars vervulling van die Heilige Gees. Romeine 8 vers 9.
Herinner jou dat die Gees reeds binne in jou woon. Jy het hom reeds. Jy moet bid en vra vir 'n nuwe vervulling, Efesiërs 5 vers 18. Moenie dronk raak van die dinge van die wêreld nie, maar soek die dinge van die Vader. Laat die Heilige Gees jou vervul en die dinge van die Heilige Gees sal met jou wees en jou lei vir daai dag en vir die volgende dag en jy sal kragtig wees en jy sal sterk wees en al kry jy nie daai verhoging nie, nogdan sal ek juig en jubel want my God, my Redder leef. Leef in gehoorsaamheid en bekering. Galasiërs 5 vers 25. As jy dan sê, dat die Gees van God in jou is, wandel in die Gees van God. Laat die mens die vrug in jou lewe sien. Laat hulle sien, ek is 'n kind van God. Ek is uitverkoop vir hom. Ek is geesvervuld. Want mense kyk na die boom en hulle soek die vrug aan die boom. En as dit die verkeerde vrug is van vuilgrappe, die verkeerde van suggestiewe dinge, die vrug van dobbel, van alkohol en sulke goed, hulle kyk daarna en nêrens sal hulle glo in jou getuienis nie. Dan Handelinge 4 vers 31. Soek die gemeenskap van ander gelowiges. Moet jou jouself nie afskei en dink jy's beter nie. Moenie betrokke raak by iewerste en sê, kom, hoekom? Want daar waar jy betrokke is by 'n ander gelowige, gaan die Heilige Gees met jou praat. Gaan die Heilige Gees vir jou sê, kom ons bedien mekaar. Kom ons bemoedig mekaar. Kom ons bid vir mekaar. Maar wanneer jy jouself afsonder, hoe werk die Gees en die gawe wat jy het op jou eie? Daarom wil God hê ons moet 'n liggaam wees wat in die volheid kan manifesteer en die volheid daarin kan werk. Sodat ons mekaar kan daar wees vir mekaar. As jy vanoggend sit en jy sê, hoe kom ek terug op daai punt? Hoe kom ek terug? Ek het dit verloor, maar ek wil dit weer terug hê. Gebed en aanbidding. Begin met gebed en aanbidding. Begin om te bid. Nie net jou vraelys vir die Here te gee en te sê, give me, give me, give me. Nee, begin om die Here te aanbid vir sy grootheid en sy almag. En terwyl jy dit doen, begin sommer 'n koortjie sing oor hy is my kampioen. Begin om 'n koortjie te sing tot eer en verheerliking van sy naam. Gereelde gebed en lofprysing hou die hart oop vir die Gees se werking. Voortdurende vervulling. Dis iets wat elke dag nuut moet gebeur. Lewe volgens die Gees. Sodat die Gees se vuur aanhou brand in jou denke, jou keuses, jou optrede en in beheer wees van jou. God se woord Kolossense 3 vers 16. Laat die woord van Christus ryklik in jou woon. Die Gees werk deur die woord om ons te vernuwe en ons te versterk. As jy moedeloos is en jy's raad op, waar gaan soek jy die antwoord? Sterre voorspel? Nope. Jy gaan dit nie daar kry nie. Gaan soek dit in die woord van God. Gaan soek dit in die tyd met gebed en vra vir die Here, Heilige Gees, openbaar vir my. Jy sien, jy het hierdie trooster, hierdie raadsman, hierdie leidsman, hierdie raadgewer, het God vir jou gegee as 'n geskenk om vir my en vir jou te kan help in hierdie lewe waarin ons is. Hebreërs 10 vers 24 en 25. Wanneer ons so by mekaar kom, dan herinner ons mekaar en ons spoor mekaar aan om nie die byeenkomste van die gelowiges te versuim nie. Die gemeenskap wat ons het met mekaar en die bemoediging wat ons het met mekaar help om die vuur aan die brand te hou. Wees eerlik met jouself. As jy Woensdag aand hier was en jy wou nie geweet het nie, maar jy het hier uitgestap, toe is daar weer die vuur. Donderdag aand toe jy uitstap, toe is daar weer die vuur. En dit was so makliker vir jou vir Vrydag aand, toe ons die lofprysing en die aanbidding gaan, of toe ons gaan aanbid het vir die uitreiking. En Woensdagoggend, toe is daai vuur net nog sterker en die boldness is daar. Moenie jouself afskei van die ander gelowiges af nie.
Wees deel van die gemeenskap van gelowiges. Getuienis en diens. Julle sal aan krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Die Gees se vuur word versterk wanneer ons aktief ons geloof uitleef en dit deel. Wanneer ek aktief met mense deel, wanneer ek hulle vertel wat die Here vir my gedoen het, ek roep op daai herinneringe. Sou jy gehoor wat het Damien gebid Vrydag aand? Hy het opgeroep, Lord, I remind you on the word that you have spoken. Lord, I remind you on what is happening. Ons moet die Here herinner daaraan. En wanneer ons getuienisse deel, dan deel ons dit wat die Here vir my en vir jou gedoen het. Waaruit het hy ons gehaal? Dit maak dit net makliker vir hom ons aktief vooruit te gaan. Die Heilige Gees se vuur brand aanhoudend wanneer gelowiges intiem met God leef. Voortdurend vervul word en aktief gehoorsaam is aan die Gees se leiding. Dis nie 'n passiese ervaring nie, maar 'n dinamiese verhouding wat deur gebed, woord, gemeenskap en diens gevoed word. Kom tot inkeer en gaan soek die woord van God. Kom tot inkeer en laat toe dat God weer daai vuur aan die brand steek hier vanoggend. Laat toe dit wat jy verloor het, dat God dit vir jou kan teruggee. Al wat jy moet doen is jy moet vra. Al wat jy moet doen is jy moet erken, ek het bietjie afgedwaal, Here. Ek het bietjie die verkeerde pad gevat, Here, maar ek wil terugkom op daai plek. Help my asseblief. Ons gaan nou aanbidding doen. En wanneer jy die woord jou vanoggend aangeraak het, dit het niks met die pastoor uit te doen nie. Ek sal saam met jou bid as jy vir my sê, pastoor, kom bid saam met my hier vanoggend. Die Here wil hê, jy moet opstaan. Jy moet sê, Here, ek wil drink. In Johannes maak hy 'n belofte, hy sê, almal wat dors is, kom en drink. En nooi jou vanoggend. As jy dors is, kom en kom drink. So ek sê, as jy hier voor wil kom staan, dan wil ons vir jou bid. Gaan niks snaaks met jou doen nie, gaan niks. Ek wil net vir jou bid, dat jy aan die brand kan kom. Laat dit lewendig hier binnekant in jou kan word. Laat oor 'n week of 2 weke, of miskien nog vinniger as dit, ons sal begin opstaan en die gawes van die Heilige Gees sal manifesteer. Ons sal inloop daar en ons sien, die eerste gawe, of die eerste vrug is liefde, lankmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis wat instap, want ons het die vrug van die Heilige Gees in ons. Nie die vrug van die wêreld nie, of die dinge van die wêreld nie. Tyron, help my uit daar so met my musiek, asseblief, kom ons staan.